Goeiedag en welkom hier by Boer Media. Vandag gesels ons 'n bietjie meer oor Geloftedag en dit wat gebeur op Geloftedag 16 Desember, maar veral 'n geloftefees wat plaasvind op die 15de en 16de Desember, die Kaapland Geloftefees. En hier by my in die virtuele ateljee is Callie Liebenberg. Callie, welkom hierso by Boer Media. Baie dankie Koot. Dit is 'n groot voorreg vir my. Ons gaan egter met Callie net so 'n bietjie diepte vragies vra. Ons wil net 'n bietjie by Callie hoor oor hoe en waarom hulle Geloftedag vier. Maar voor ons weer dit doen, wil ek net gou vir ons kykers net wys. Die 15de en die 16de Desember vind hulle Geloftefees, die Kaapland Geloftefees plaas by Delsma Gasteplaas Riebeek Kasteel. Callie, kan jy gou vinnig vir ons mense verduidelik voor ek en jy so 'n bietjie meer oor die gelofte praat? Ja, die 15de is maar baie informeel. Ons gaan so van die namiddag 5 uur af, gaan ons 'n bietjie boeresport aanbied. Met uit die aard van die saak weet ons nie voor die tyd wie almal daar is nie, maar ons gaan dit daar lekker interessant maak, veral vir die kinders, en as daar van die ouer kinders is wat ook bietjie wil deelneem aan die boeresport, beloof dit om baie prettig te wees, simmer om 'n bietjie gees te bou. Ons gaan voortgaan en bietjie later 'n bietjie samesang doen, 'n bietjie volksliedjies en net om in die regte stemming te kom. En afsluit die aand met 'n aandoordenking op die regte manier. Dit is dan nou wat die 15de aanbetref. Mense kan self met Delsma Gasteplaas kontak maak. Dis op ons advertensie om akkommodasie te reël. Daar is kamers en huisies waar mense kan ingaan. Jy kan selfs gaan kamp met 'n tent of 'n karavaan en daar is badkamergeriewe. Daar's nou nie kragpunte vir die karavane nie, maar die ander geriewe is alles daar. So jy sê mense kan kom kamp ook daai naweek. Ja. Hulle kan. Ons sal eintlik bly wees as dit soveel as moontlik mense reeds op die 15de daar kan nie, gaan ons bou 'n mens lekker 'n bietjie gees en verkeer 'n bietjie saam met mekaar en so aan. So dit is wat die 15de aanbetref en dan, maar die formele verrigtinge vind natuurlik op die 16de, Dinsdag die 16de plaas en dit bestaan uit die feesrede. Ons begin met die feesrede hier by 10 uur se kant. Ons eintlik van 9:30 af as verwelkoming en so aan, en hier van 10 uur af gaan dit ons feesrede wees wat Pieter Liebenberg gaan lewer en dan het ons 'n kort breek daarna. En die hoogtepunt is dan die erediens wat Dominee Jan Fourie vir ons in gaan voorgaan. Ons het spesifiek so besluit, vroeër jare geloftefeeste was eintlik andersom, dat jy eers 'n preek het en afsluit met die feesrede, maar ons het 'n bewuste besluit daaroor geneem dat ons dit andersom doen. Ons glo dat jou feesrede moet bietjie die tafel dek, die geskiedenis uitdra, die konteks skep vir hoekom is ons op 16 Desember by mekaar, en dan volg die preek, want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor ons God en om die eer aan hom te gee vir die oorwinning wat hy aan ons voorvaders gegee het by Bloedrivier en daar's wat daar is. So dit is absoluut die fokus en hoogtepunt. En dan natuurlik na dit is mense welkom om daar saam met ons te verkeer. As jy 'n piknikmandjie wil bring, doen so. Jy kan reël by Delsma vir 'n ete. Hulle is baie billik en hulle kos is baie lekker. So ek dink hulle het 'n hoenderpotjie en 'n roosterkoek vir die dag, maar ons verkies dat mense dit vooraf direk met hulle reël. Ons wil glad nie handel drywe op 16 Desember nie. Ons beskou dit as 'n Sabbatdag. Inderdaad. Nee, dit is wonderlik om te hoor dat julle dit met daai gesindheid en daai stemming doen. Ek wil vir jou persoonlik vra, Callie, wat beteken die gelofte vir jou persoonlik? Is dit vir jou 'n historiese herinnering net, of is dit 'n lewende verbond met God? Goed, nee, dis definitief 'n lewende verbond.
my my direkte familie was nou nie noodwendig eers daar by Bloedrivier nie, maar ek is deel van 'n volk wat daai verbond met God het. En daar's nog verbonde. Ek meen hier 1654 het Jan van Riebeeck ook 'n verbond gelofte afgelê. En dan hierdie is nou die gelofte van 16 Desember 1838 en hy's opgevolg later by Parakraal ook. So ons volk het eintlik 3 geloftes. En dit sluit vir my so goed aan by ek wil amper sê die heilsboodskap van die Bybel, die verlossingswerk wat God onder ons doen. Jy weet, ons is definitief nie wonderlik en goed in alles wat ons doen nie. Ons is wel tot alles in staat deur die Here wat ons krag gee. En dit is wat geloftedag is. Hy het 'n volkie in 'n hopelose posisie uitgered op 'n wonderbaarlike manier en ons moet hom eer daarvoor. Daar's nie twee dinge daaroor nie. En ons mag nie die dag gebruik om te sê, jy weet, ons was nou so goed. Jy weet nie. Die eer moet absoluut aan hom gegee word. En dit is presies dieselfde boodskap in elkeen van ons of in my persoonlike verhouding met my God. Ek meen hy nie as gevolg van wie ons is nie, ten spyte van ons swakhede. Korrek. Jy self was jy al op Bloedrivier op die terrein self? En hoe jy dit beleef daar? Sjoe, ek en my vrou was op ons Witbrood, was ons daar. En ons is toe deel van 'n toerleier en op daardie stadium om 'n geakkrediteerde toerleier te wees, moes hy ons het dit nou nie vooraf geweet nie, moes hy ons eers na die ander terrein toe geneem, die regeringsterrein. O ja. Nou so 'n bietjie ander. Nee, dan jy die geheel. Ja, jy het net die geheel beeld gekry, ja. Die werklike een. Ja, die werklike een wat daar staan is regtig as 'n ou daar staan en jy dink, waar het hierdie klompie boere gestaan en hoe is dit moontlik dat hulle jy weet verdedig het teen hierdie oormag? En hoeveel geloof moes daar gewees het om tot daai daad toe oor te gaan? Ek meen, hulle kon besluit het, nee gits, hier is moeilikheid, ons druk ons neuse weer suidwaarts Kaap toe en ons vlug weg van hierdie gevaar af. Wat dalk die meer logiese aksie sou gewees het, maar hulle het in geloof gegaan en besef, maar God het ons hier gelei op hierdie pad. Ons is hier vir 'n doel en ons moet jy weet die geloof hê dat hy 'n plan het met ons. En dit was absoluut 'n wonderwerk dat daai boere gered is die dag. Was dit nie daarvoor nie, was ons nie. Jy moet dalk weet, en ek wil eintlik ons kykers uitnooi om regtig waar 'n plan te maak om eintlik by Bloedrivier uit te kom tydens 'n geloftefees. Ek moet vir jou sê, ons was nou al 'n keer of 3 dae so gewees en jy kom net anders terug en as jy daar binnekant kom en ek dink dan begin jy daai ervaring beleef of jy ervaar daai feit dat hulle letterlik magteloos kon gewees het in daai oomblik. En dan het hulle 'n geweldige so spannetjie ouens wat die storie vertel aan die kinders binne in die laar, wat dit op baie kreatiewe maniere doen nou met voorlaaiers en hoe dit nou ook al is. En dit is ongelooflik. Ek wil amper sê die groot mense verstaan en ek amper dalk nou beter dan ook, want nou kan hulle dit ook verstaan. Maar dis 'n baie mooi vertelling wat daar plaasvind tydens hierdie storie, tydens die byeenkoms of die uur wat ons in die laar is, waar die gelofte dan nou afgelê word en daar vind partykeer nou ook die vlag tentoonstellings plaas. Ons het vorige jare het die perdemanne, dan kom hulle in. En ek dink vir die jaar met 185 was dit die meeste perde wat daar nog was by Bloedrivier in die afgelope, ek wil amper sê na 94 episode. En dan praat ons van nabye 75 perde. So dit was mooi om dit te gesien het dat die mense dit so bietjie, jy weet, hulle is lus om iets anders te doen. Hulle is lus om hulle self te gee vir die byeenkoms.
Maar ek wil vir jou nou verder vra. Dink jy dan nou, daar's mense wat sê die gelofte is, jy sê nou self, jou direkte familie was nie betrokke nie, maar jy het jouself ingebind as deel van hierdie volk. Maar hoe blyk dit uit die wyse waarop julle die fees gaan aanbied, dat julle vir almal sê, maar hoor hierso, ons is almal, dis 'n verantwoordelikheid vir ons almal. Jy bind ons hele volk daarby in. Ja, kyk, ek dink dis waar 'n ou se feesrede 'n rol speel, om die geskiedenis oor te dra, feitelik korrek, en dan in perspektief te plaas, dan relevant te maak. Hoekom is daai gebeure van 1838, ek sê nou my direkte mense was nie daar nie, maar selfs niemand van ons vandag hier, selfs die Transvaalers, was self daar betrokke nie, dit was 'n voorsaak. Maar dis 'n gelofte wat in die Here gemaak is. So dis wat ons probeer doen. Deur die feite oor te dra, deur te sê, kyk, ons het almal voordeel aan die seën wat die Here aan daardie groep voortrekkers bewys het. En die seën wat hy bewys het aan ons volk in die jare wat gevolg het. En die manier hoe hy ons volk bymekaar gebring het. Ons is ook bymekaar gebring uit verskillende hoeke uit, hoofsaaklik gereformeerde Christene. So ons het onsself nie, jy weet, gemaak en bymekaar gesit nie. As 'n mens die wêreld gebeure vat, ons het 'n paar jaar terug 'n feesrede gehad wat 'n klomp wêreld gebeure in perspektief geplaas het en gewys het hoe dit absoluut die beskikking God was, dat selfs net die groot trek plaasgevind het. Die Zulus hoe hulle afgekom het, die kruistuig wat hulle gebruik het, hulle het nie meer die werpspiese gebruik nie, maar die korter assegaai, wat dalk 'n ander storie sou, of 'n ander uitkoms sou gegee het. Absoluut alles is beskikking van die Here, en dis ons werk, om ook vir die Kaapenaars te sê, ons het deel daaraan. Maar dis nou 16 Desember 1838, maar dit het vroeër begin. Dit het veel vroeër begin. Ten minste al hier in die Kaap. Al daar in die Kaap, en ek bedoel, die mense kritiseer baie keer die Kaapenaars en sê, ja, en julle het agtergebly, en ek hoor nou die dag iemand anders sê, maar die rede hoekom julle agtergebly het, is julle het nie geld gehad vir Ossewaans nie. So, dis nou, kom ons hou met daai. Baie Ossewaans in die Kaap gebou. Korrek. Om op te slaan. So, as ons nou vandag weer moet trek, dan dink ek 'n hele paar van ons gaan ook maar moet agterbly, want ons het nie geld om te trek nie. Weet ek, dis nou maar so tongenetjies gesê. Wat ek wil vra vir jou is, die jeug bly maar vir ons altyd 'n uitdaging. Nie uitdaging nie, maar ek bedoel, ons wil hulle betrokke maak, ons wil hulle betrek, ons wil hê hulle moet die stokkie oorvat, en die binne in die gelofte is aan hulle ook gedink, en die nageslag, en die oordra van die gelofte. Wat doen julle anders, of hoe sien jy dit? Jy kan hom eers persoonlik antwoord, en dalk miskien vat na julle eie geloftefees toe. Ja, kyk, is natuurlik belangrik dat ons almal vir ons eie kinders daai geskiedenis leer en dit op die hart druk. Maar ja, spesifiek op die gelofte. Dit is ons uitdaging by so 'n fees, wat 'n mens soveel as moontlik mense betrek. Jy kry mense wat regtig onderlê is in die geskiedenis, en jy amper niks van die geskiedenis kan vertel nie. En dan kry jy mense, jong mense wat daar opdaag, wat definitief op skool niks hoor nie. So as pa en ma dit nie vertel nie, weet ons eintlik nie eers van die bestaan daarvan nie. So, en weer eens, dit gaan oor om die ware feite oor te dra, kort en kragtig, maar dit dan in perspektief te plaas. En ek antwoord nou dalk nie 'n vraag baie direk nie, maar dit hou redelik verband met, as ek hom nou direk antwoord, dan gee ek 'n bietjie ons feesrede weg. Want ons het ook in ons komitee
'n besluit dat die feesrede moet vooraf skriftelik beskikbaar gestel word ten minste vir die twee predikante. Ons het twee predikante ook op ons komitee van die AP Kerk en wat dan daarna kyk sodat daar nie, jy weet, feitefoute of teologiese foute of interpretasiefoute gemaak word nie. Maar ook om bietjie net mekaar by te staan dat 'n mens nou nie jou persoonlike sienswyse te veel druk nie. Ons dit gaan oor feitelik, maar dan gaan dit oor in konteks en maak dit interessant. Ag ons het 'n seker so 2 jaar terug het was 'n deel van die feesrede een van die goedjies wat gesê is daardie skoot wat geskiet is met die kanon. Daai enkelskoot waar ek dink as ek die geskiedenis reg onthou, is sy ryk afstand maar iets soos 1500 meter, maar hy skiet toe nou 2000 meter tot op die koppie waar Dingaan se broer gesit het en hy skiet hom wraggies raak. En dit nadat hulle nou die kanon 'n bietjie oorlaai het en 'n bietjie teen 'n hoek gestel het wat nou eintlik te veel is en hom op klippe hy val toe om. En hom ons hoor Ja. op bietjie opgelig het ook, nee. Ja, en daarna was hy nou, jy weet, kon hulle nie weer gebruik nie. Maar dis absolute beskikking van die Here maar toe die feesrede spreker dit nou sê, hy bou dit nou lekker op en hy noem nou hierdie ding. Toe hoor ons daar uit die gehoor uit. Yes! Dis een van die so absoluut. Maar dit gaan nie. Hoorie so, maar kan ek gou jou geskiedenis verder toets? Wat was die naam van hy kanon? Was dit Griekie? Nee, Griekie kon meer skoot seker is of dit Griekie was nie. Nee, was nie Griekie nie. Die Griekie kon daar meer as een skoot skiet, ja. Okay. Nee, dan is ek daai is weeskind gewees. Ja, weeskind. Daar's 'n derde een ook, maar daar's ook so 'n bietjie nog ek wil amper sê histories sê die een lot daar is en daar was nie, maar goed, kom ons sê nou ons hou net by die twee wat ons definitief weet en nou bewyse het van. So weeskind het klink my ook na daai skoot het hy toe nou so omgeval dat hy toe nou nie weer bruikbaar was nie. As ek dit nou reg verstaan, maar hy het net daai een skoot geskiet en dan Griekie die meeste ander geskiet. Maar dis als wonderwerke, né? Dis klein goedjies wat gebeur het, dit het opgebou, 'n klomp wonderwerke het gebeur in 'n klein tydjie en op die einde van die dag het dit bygedra dat daar wat 16, 19, 20.000 hoeveel die Zulus julle ook al dit wil noem, party mense sê selfs meer. Zulus weet net by 'n punt gekom het wat gesê het maar ons gaan hierdie ouens kan veg en toe op die einde toe draai die ding. So dis lekker om oor hierdie goedjies te praat en die ouens daar by Bloedrivier, dit klink my in die vroeë jare, elke keer as die ouens daar kom kamp opslaan en dan kinders en jy weet en mense rondgeloop, dan tel hulle nog steeds ek wil amper sê ammunisie, lood patrone op en klomp goedjies, klomp sulke goedjies wat baie interessant was. Maar ja, dis nou als deel van Bloedrivier. Ek dink mense moet regtig waar 'n draai gaan maak by Bloedrivier. Net gou 'n laaste vraag wat ek jou wil vra en ek wil jou hoor. Op watter konkrete maniere roep julle die mense by julle fees op tot gehoorsaamheid aan hierdie belofte, hierdie gelofte wat ons gemaak het, om weet in alle opsigte, van die huis wat ons moet bou tot sy eer, tot die nakoming van die oorvertelling, tot die feit dat ons nie skaam hoef te wees en glo jy hierdie fees kan bydra tot ons volk se bekering, ons herstel, ons gehoorsaamheid ensovoorts. Nee, definitief. Kyk, ons is baie meer gefragmenteer of ek weet nie wat die regte woord is nie as in die ou dae. Ons het nie meer volksregering, 'n een staat, een kerk, jy weet, dissipline rondom ons nie. Nie dat een kerk noodwendig nou die antwoord is nie, maar geloof is tog die antwoord en baie van ons volksgenote het 'n bietjie losgeraak wat dit dan betref
Ehm en dis nou nie my plek om enige iemand te veroordeel nie, maar ek dink definitief ons kan 'n rol daarin speel. Die feit dat mense losser leef van die kerk byvoorbeeld maak ook dat hulle losser leef van 'n gelofte. Ehm en die dissipline rondom dit. En ons dien tog 'n God van orde. So ek dink definitief dat die gelofte ons volk weer bymekaar kan bring, want ons is in die moeilikheid. Ons is regtig in hierdie land in die moeilikheid. As hier nie iets drasties gebeur nie. Nie net ons nie, almal. Maar as ons liggie wil laat skyn vir die Here, dan moet ons weer as volk bymekaar kom vir hom en ons verootmoedig voor hom. En ek sien die gelofte as sentraal daarvoor. As ons die gelofte van 1838 verontagsaam as synde dit nou nie polities korrek is nie, dan loop ons die gevaar om ons God te versaak. Ek sê nie ons moet antagonisties teenoor enige ander bevolking wees nie, want dis glad nie waar die gelofte gaan nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan God en erkenning tot hom. En ek dink ons moet op 'n punt kom waar dit ons doel is. Nie om polities korrek te wees nie. Ons het oor die algemeen bang geraak om op te staan vir dit wat reg is, want ons is mos nou nie in beheer nie. Jy weet, daar's altyd kry kritiek, maar ek dink ons moet ophou negatief optree en goed vermy of negatiewe goed vermy, maar gaan vir die positiewe, gaan vir die hou van die gelofte, en gee die eer aan die Here. En wat ook al daarna gebeur, ons glo ons God is in beheer. As ons dit nie glo nie, dan waarmee is ons besig? Jy weet, goed, ek wil ekskuus, ek het nou al baie gepraat en miskien tyd gemors. Nee, jy maak hom in mekaar. Kan ek 'n verhaaltjie vertel? En jy kan besluit of jy dit gebruik, maar ek wil eintlik 2 verhaaltjies vertel. Ek sal probeer om dit kort te hou. Ons is nou, julle is nou boer mee daar en ek probeer boer. Ons is hier in die saaibedryf en my pa het vir my vertel iets wat my oupa vir hom gesê het toe hy jonk op die plaas gekom het. Dit was droog en niemand het geplant of gesaai nie. Want ons wag vir die reën en ons weet nie of dit gaan reën nie. As jy nou saai, dan kan jy kos oploop en nou wag ons. En oupa het eendag vir hom gevra, maar luister, wat is jou plan? En pa sê, kyk, weet dit het nie gereën nie. Nog nie gereën nie. Weet, ons wag en kyk nou maar. En oupa sê toe vir hom, onthou, die saad raak nie neer op die solar nie. Nou, daai maandag het hy gaan saai. Die punt is, tree op in geloof. Dan, die tweede verhaaltjie sluit daarbey aan, is nou 'n bietjie verder terug in die geskiedenis, of het ware gebeure is en of dit net 'n verhaaltjie is, kan ek nou nie voor instaan nie, maar dit word vertel dat toe daar nog met osse of esels geploeg is, voortrekkers algemeen hier was, het dit ook nie gereën nie, en mense het nou maar gewag, maar daar op die horison was daar 'n stoffie wat getrek het, en 'n paar jong manne het maar op hulle perde geklim en gery na die oom toe, en hy ploeg toe nou, die stof staan, daar gebeur nie baie op die grond nie, en hy saai, daar het hulle gesaai met 'n saaisak, en vra vir hom, oom is 'n groot man, oom ken die natuur, oom ken die weer, wat weet oom wat ons nie weet nie? Hy sê, nee, ek weet niks wat julle nie weet nie. Hulle sê, maar oom, maar dit het nou nog nie gereën nie. Hoe saai oom dan? Hoe ploeg oom dan? Hy sê, kyk hier, kerels, die reën
dis die Here se afdeling. Hy weet wanneer dit moet reën. Hy weet hoeveel dit moet reën. Hy weet ook of dit moet reën. Ek kan hom nie voorskryf nie. Ek los daai vir hom. Maar my verantwoordelikheid is om te saai, as dit saai tyd is. En Boeta, dis nou saai tyd. So hierdie oom saai. Nou, dis wat ek wil sê. Ek dink vir ons volk is dit saai tyd of planttyd. Ons moet nou opstaan van ons hande af en in geloof maar saai. Wat die gevolge gaan wees, sal die Here bepaal. Maar ons moet dit doen in geloof. Want in hierdie land is dit net hy wat ons sal uitred. So ons doen dit ook nie net. Ja, so Callie, so wat ek hoor by jou is vir ons om die gelofte te hou en om te eerbiedig, te eer, te oor te vertel in die volgende geslag, is deel van 'n plan, selfs ek wil amper sê God se plan. Nie ons voorouers se plan nie, dis God se plan om ons in stand te hou of om ons daar te wees sodat dit 'n ding kan wees waarop ons kan terugval. En as ek dit nou reg kan vertolk wat jy nou probeer sê, is dat ons kan teruggaan daarop en ons kan eintlik in geloof verder in die volk saai met dit wat ons gegee is in die geskiedenis, en dit sal op die regte tyd sal God die water gee en laat groei. Presies. En ek dink ons verval te veel in argumente van wat kan ek doen? Ek sien nie regtig 'n uitkoms nie. Wat se verskil sal dit nou maak of ek die dag daar is of nie? Die belangrikste is daag op. Daag op. Daai is belangrik. Ek dink daai is een van jou belangrikste, en dis die boodskap waar ek dink ons vanaand ook weer wil afsluit, is dat ons vir ons volksgenote wat wonder, wat twyfel, wat hulle het nou al hierdie geloftefees goedjies gesien, hulle weet nou nie waar pas hulle in nie. Ek dink die gedagte wat ons vir hulle wil tuisbring is daag op. Daar's in die Kaap is daar feeste wat plaasvind, daar's hier in Bo in Pretoria is daar feeste wat plaasvind, daar's by Bloedrivier, daar's by Krugersdorp, by Paardekraal, en so kan ons oproep. Ek wil net graag afsluit, Callie, voordat ons verder gaan en jou opsom, jou ding finaal verduidelik, wil ek vir ons kykers net sê, is dat daar is 3 plekke wat jy kan gaan kyk na die plekke of na geloftefeeste. Die eerste ene is die geloftefees kalender.co.za, dis om Dr. Johan Danhauser se inisiatief. So hy elke jaar maak hy 'n geloftefees kalender op, waarin hy al die geloftefeeste wat aan hom gerapporteer het, gaan lys het. Die tweede ene is die FHK se. Jy kan op die FHK se bladsy ook gaan soek vir 'n geloftefees naby aan jou. En dan die derde ene is Boer Media se webwerf. Ons hou dit ook in stand en ons kombineer nou FHK en geloftefees en saam, en ons maak seker dat daar is. Nou op ons rekords is daar nou die afgelope 3 jaar meer as 225 geloftefeeste wat geregistreer is. Hier en daar is daar 1 of 2 wat nou weg is, maar dis maar net om vir jou 'n idee te gee dat daar 'n geweldige groei was van 5 jaar terug. Praat ons van hier rondom 70-80 en nou trek ons al oor die 200 oor die 200 op hierdie stadium geloftefeeste reg oor die wêreld. Ja, selfs reg oor die wêreld. Daar's nou mense wat geloftefeeste reël in Australië, in Amerika, in Kanada, selfs nou in Europa ook. So dis baie goed om dit te hoor. Callie, ten slotte, jou laaste woord om die mense uit te nooi na die Kaapland wat geloftefees daar in jou wêreld. Jy gee weer al die inligting? Dis naby Riebeeck Kasteel, Delsma Gasteplaas. Die advertensietjie is dan nou op julle webblad en op die kalenders ook. So daar's 'n telefoonnommer wat jy kan skakel om akkommodasie of iets te reël. Daar's 2 telefoonnommers van ons komiteelede as jy wil bietjie navraag doen oor enigiets anders wat onduidelik is. Maar ja, kom woon dit asseblief by. Maar as jy nie na ons toe kom nie, maak seker dat jy by een van die ander is. Daar is
daar's werklik soos jy gesê het 'n klomp nou en ons is verskriklik bly daaroor. Ons is nie in kompetisie met mekaar nie. Ons wil almal hê daar moet net 'n geleentheid wees vir elke Afrikaner om by 'n geloftefees uit te kom om sy gelofte aan die Here te betaal en ons lê dit ook af. Na afleiding van ons erediens lees ons die gelofte weer voor en ons vra dat die bywoners dit saam met ons aflê. Dis natuurlik elke persoon se vrye wil, maar ons glo dis wat ons geroep word om te doen. Kom verkeer lekker saam met ons. Ons wil julle graag daar hê. Baie dankie vir die geleentheid. Daar sê dankie Callie. Dit was nou Callie Liebenberg daar van die Kaapland Geloftefees wat hulle geloftefees net so bietjie vir ons verduidelik het hier op Boer Media. Nou ek wil hê julle moet asseblief hou Boer Media dop. Ons gaan definitief hier na die in aanloop na die gelofte dag gaan ons 'n paar video's en regstreekse uitsendings ook uitsit en gaan ons 'n bietjie meer met geloftefeeste dalk ook praat. Ek wil graag afsluit met hierdie kort boodskapie van Dr. Dani Langer wat vir ons ook help hieroor. Tot 'n volgende keer, mooi loop. Nou laat ek dit nou maar uitdruklik sê en ek wil dit eintlik elke woord met groot rooi letter onderstreep. Vir die Voortrekker Monument en die FHK is 16 Desember Geloftedag. Ons herdenk die gelofte. Wat herdenk ons met die gelofte? Die gelofte gaan vir ons om die eer van die Here se naam. Dit gaan vir ons om 'n groepie bedreigde mense wat 'n bloedjaar beleef het. Hulle is getraumatiseer na daar nie 'n familie is wat amper nie 'n kind of 'n tannie of 'n oom verloor het nie, waar hulle al hulle leiers verloor het. Kom hierdie mense op 'n punt in hulle storie waar hulle omsingel is deur vyand en dan roep hulle vir die Here om hulp. En die Here het hulle gehelp. En hoekom het die Here die voortrekkers gehelp? Omdat hy teen die Zulus was. Die Here het die voortrekkers gehelp omdat hy vir hulle taak en 'n roeping ook hier in hierdie land gesien het. En daardie taak en roeping word in die gelofte beskryf en dit is om lig en kerk te wees in hierdie land.